Here sluit 'n verbond met Abraham. Genesis 15 vers 1 tot 21. 'n Verbond. Wat is 'n verbond? Dis iets wat ons in die Bybel gebruik oor God wat beloftes en vereistes maak aan mense. Dit is soos wat ons vandag sien, dat daar iets tussen twee mense gebeur, waar hulle, die een sê hy sal iets doen, en die ander een sal dan sê hy sal iets anders doen. Veronderstel daar's twee maatjies, en die een maatjie, as jy vir my help om wiskunde beter te verstaan, dan sal ek jou help om beter rugby te speel. Die ander maatjie sal dan sê, ek sal jou help met wiskunde, sodat jy my kan help met rugby. Die twee het dan 'n kontrak gesluit, of 'n verbond gemaak. Die een maatjie het vereistes en beloftes, en die ander maatjie doen dit, en hy kry 'n beloning. Vandag leer ons van 'n verbond wat God met Abraham gemaak het, dat hy vir hom gesê het, as Abraham hom gehoorsaam sal wees, dan sal hy sy God wees. En dit was nie net vir hom nie, maar ook vir sy nageslag. En so het ons ook gesien dat sy nageslag dit nie kon nakom nie. Daarom het God 'n plan gemaak. Kom ons bid eers saam. Ons Vader, dankie dat ons kan leer van U weer vandag. Dankie dat ons weet U is by ons. Here, help ons om vandag se gedeelte te verstaan, om soet te wees en te luister, en dit ook te gaan doen in ons lewens, dat ons al hoe meer sal lyk soos wat Jesus gelyk het, dat ons al hoe meer sal weet wat U in ons lewens verwag en dit te gaan doen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, wat vir ons sondes betaal het. Amen. Vandag se gedeelte kom weer vir ons uit Genesis. Dit is deel van die eerste 5 boeke van die Ou Testament, wat ons die wetgedeelte noem. Kom ons sê die boeke saam. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Kom ons lees nou saam. Die Here sluit 'n verbond met Abraham, Genesis 15, vers 1 tot 21. Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham, ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham, Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf, en Eliezer, die man van uit Damaskus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê, U het nie vir my 'n nageslag gegee nie. 'n Slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here het tot Abraham gekom. Daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat jou eie nageslag is, hy sal jou erfgenaam wees. Toe het die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo, en die Here het dit goed gevind, dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Hy het vir Abraham gesê, ek is die Here wat jou uit van die Galdeërs laat wegtrek het, om hierdie land aan jou te gee as jou besitting. Maar Abraham vra, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here my God? Toe beveel die Here vir hom, bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud, en 'n tortelduif en 'n jong duif.
Abraham het dit alles vir die Here gebring en dit middeldeur gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit. Die voëls het hy nie verdeel nie. Die roofvoëls het op die karkaste begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Teen sononder het 'n diep slaap Abraham oorval. Angs, 'n groot donkerte het hom oorweldig. Toe sê die Here vir Abraham: weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal die nasie straf wat van jou nageslag slawe maak, en dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Jy sal in vrede sterf en op 'n hoë ouderdom begrawe word. Die 4de geslag na jou sal hiernatoe terugkom, dan eers sal die ongeregtigheid van die Amoriete sy volle maat bereik het. Toe die son ondergegaan het en dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die twee vleis deur. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê: aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die Egipte spruit af, tot by die Efraat, die groot rivier. Ons memoriseervers is Romeine 4 vers 3. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. Kom ons sê dit weer. Romeine 4 vers 3. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. Wat het ons alles geleer vandag? Eerstens het ons gesien hoe die Here vir hom sê, moenie bang wees nie Abraham, want ek beskerm jou. Dit is iets wat God vir alle gelowiges sê, en veral dat God ons beskerm om eendag veilig by hom uit te kom. En dan sê die Here ook, jou beloning sal baie groot wees. Ook 'n belofte wat die Here vir alle gelowiges maak, al as ons eendag by die hemel kom. Ons besef nie altyd hoe groot dit is nie, maar ons leer ook om te bid, en die Here het Abraham se behoefte gesien en dit verhoor. Die Here het vir hom 'n nageslag gegee uiteindelik. Die Here het ook vir Abraham gewys dat dit nie altyd goed gaan met sy nageslag nie. Daar gaan 'n tyd wees wat hulle vir 400 jaar lank slawe moet wees. Hoekom is dit vir ons belangrik? Want ons het gesien, dit gaan nie altyd goed gaan nie, maar dit gaan oor God. Al die wonderlike goed wat ook daar uitgekom het gebeur. Ons het gesien die 10 plaae wat vir ons gewys het hoe groot God is. Ons het gesien hoe God sy volk heilig maak deur hulle weg te laat trek. Baie keer vir ons ook. Alles wat in die lewe gaan gebeur, gaan nie lekker wees nie. Die Here sê, ons is ook vreemdelinge. Ons lewe nie soos die wêreld leef nie. En partykeer hou mense nie daarvan nie. En hanteer hulle ons sleg omdat ons as vreemdelinge leef hier op aarde, want ons doen nie net wat die wêreld doen nie. Ons lewe anders. Dit is vir ons baie belangrik as ons bid, om ook te weet, ons het 'n spesiale doel hier op aarde, om vir die Here om vir die mense te wys wie die Here is. En dit kom al baie keer deur anders te leef en dan sleg behandel te word, omdat ons anders is. Maar dan sien ons ook hoe God se beloftes oor honderde jare vervul is. En dit wys vir ons hoe in beheer die Here is. Ons het ook gesien dat Abraham getwyfel het oor sy beloftes. Hy het vir die Here gevra, maar hoe sal ek weet dat ek dit sal besit? Here my God, want hierdie goed het baie lank na hom ook uitgespeel. Maar die Here het vir hom 'n wonder gedoen, wat ons net nou oor gaan praat. Maar hoe kan ons, ek en jy vandag weet, dat God se beloftes gebeur? Wel, ons het gesien,
hoe God vir Abraham beloof het, dat goed oor honderde jare gaan gebeur, en tweede, ons het gesien, hoe die ding, dat Abraham gesê, sy nageslag sal sleg hanteer word, het oor 400 jaar gebeur. Ons het gesien dat God gesê het, maar hy sal daai nasie straf, en dit het gebeur. Ons het ook gesien dat die Here vir Abraham gesê het, hy gaan 'n kind kry, en eers op 'n baie laat tyd het dit gebeur. Abraham was 96, hy moes tot toe gewag het, dat God se beloftes gebeur. Partykeer moet ons ook maar lank wag, maar ons kan weet, die Here se tyd is die beste. Ons het ook gesien dat God, toe hy gesê het, hy sal hulle terugbring, het dit gebeur, baie jare daarna. Maar ons moet onthou, ons gebede, ons tyd waarin ons leef, gaan nie net oor ons nie. Dit gaan ook oor die tye wat na ons kom. En dit is 'n wonderlike ding om aan deel te wees. Partykeer voel ek, maar ek wil net bid vir goed wat met my nou gebeur en in my lewe. Maar eendag sal ons verstaan, dat het wonderlik is om deel van God se plan en sy koninkryk te wees, wat nie net in ons tyd afspeel nie, maar ook in die toekomstige tyd en in die verlede tyd. Belangrikste een wat nagekom is, van die verbond. Is tyd dat ons net so 'n bietjie stil staan om ook te verstaan, waaroor gaan hierdie verbond? Wat het dit alles vir ons beteken en wat het dit vir Abraham beteken? Die twee stelle rye diere wat daar gelê het gewys dat hierdie ooreenkoms tussen twee partye is. En hierdie diere was middel deurgesaag. So dit het beteken dat as die een nie die ooreenkoms nakom nie, dan gaan dit met hom gebeur. So dit was 'n teken dat dit wat met die persoon gaan gebeur, as hy nie die ooreenkoms nakom nie. Wat moes gebeur het hiermee, is dat al twee persone wat deel was van hierdie verbond, moes deur hierdie diere beweeg het. Nou die vlam en die pot wat rook, het God gewys dat dit hy is wat nou daar is. So God het gewys dat hy deur hierdie twee rye diere deurbeweeg. En onthou julle vir Abraham, hy het geslaap. So Abraham moes daar deurbeweeg het, maar hy het nie. So God het gewys dat hy ook vir Abraham daar deurbeweeg. Wat het dit beteken? Dit het beteken, toe Abraham en sy nageslag dit nie gedoen het nie, toe het God ook vir ons betaal. So, ons het oortree, maar God het die straf gevat. Ons aan Jesus, dat Jesus ons straf gedra het. Toe ons dit moes gedoen het, het hy ons straf gedra. Daarom is dit wonderlik om te weet hoe goed God is, dat ons moes gestraf geword het, en toe kom God en hy maak 'n plan, dat ons nie gestraf moet word nie, maar dat hy gestraf word vir ons sondes. Dit is 'n wonderlike ding om te weet. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie dat U vir ons sondes betaal het, en dat U ons so lief het. Here, help ons om dit elke dag te onthou, en dat ons so dankbaar daarvoor sal wees, dat ons sal lewe soos wat U van ons verwag. Ons is baie lief vir U, en ons dankie daarvoor, omdat U ons baie lief gehad het, voordat ons U nog kon lief gehad het. Heer, ons loof en prys U. Amen. En onthou, God dra die straf wat ons verdien, en ons is deel van 'n baie groter plan.